Vriende en familie, baie welkom by ons gedenkdiens van ons geliefde suster Elzet Wiese, wat ons haar nou goed geken het as Spyker. En hy het geleer dat daai naam het eintlik al van die heel kleinste tyd afgekom, né? Dis een van haar vroegste, as hy dankie skies, ek het gou hierdie gaan sit. Ek dink hy is reg, kan jy hoor? Hy is aan my kant. Baie dankie. Jan, Jana, ek weet vandag het nie noodwendig woorde nie. Ek dink julle sal geweet dat ons is baie keer onhandig op sulke dae. Ons gee om, ons is lief, maar ons sal vreemde goed vra, soos is jy okay, terwyl ons eintlik weet jy is. Maar ek wil hê julle moet vandag weet dat ons is hier saam met julle. En ek dink as jy nou terug kon kyk na die hoeveelheid mense wat vandag by mekaar gekom het vir ma. Ek dink nie Elzet sou geweet het wat om te sê oor soveel mense wat gekom het. Ek dink nie sy het noodwendig in die manier hoe sy altyd maar op haar nederige manier was, gedink dat sy soveel mense aangeraak het. Maar ons is dankbaar vir elkeen van julle wat vandag ook hierdie dag kom, wat ons kom deel. Jan, Jana, ons bid vandag dat die Here julle sal dra. Julle en julle gesin, oupa, ouma, elkeen van julle. Ons het net hoop in die Here se krag. Daarom vra kom ons sluit die oë en dan kan ons ook begin in gebed. Here Vader, U is ons begin en ons einde, Here. Here, ons lees vandag, dikwels lees ons hierdie dinge wat Paulus sê, Here, my lewe is my Christus en om te sterf is 'n wins. En ons glo dit, ons weet dit. Maar dit is vandag moeilik. Dit is vandag moeilik om totsiens te sê, Here. Here, ons bid vir genade. Ons bid dat U grootheid ons sal vashou, Here, want ons het vandag, op 'n dag soos vandag, iemand groter as ons nodig om ons te lei en vir ons te sê, is okay. Elzet is by die Here. Sy is veilig, geliefd. Mag U ons lei vandag, Here, met U woord, en dankie. Dankie vir iemand soos sy, wat ons hart kon aanraak. Ons bid dit in die wonderlike naam. Amen. Genade vir julle en vrede, van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, en ook die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vra dat ons saam staan en begin met ons eerste lied. Julle gaan hom sing op die boekie. Die eerste lied is lied 602. Ek sing in Liewe Hemel kom, maar so 3 verse van hom. Kom ons staan saam en sing ons. Ek sing in Liewe Hemel kom, 'n harde lied en vry. Ons is vanoggend met mekaar om tog te rou, maar ook te vier
om dankie te sê en erkenning te gee aan iemand soos Elsjet Wiese. Sy was nie net 'n goeie vrou, goeie ma, kind, vriend of sielsgenoot nie. Ek dink sy het tog haar lewe ingerig deur liefde. Om tog mense lief te hê. Ek weet sy het haar liefde baie keer op die kleinste maniere gewys en dit is altyd vir my al van die belangrikste goed. Die manier hoe sy eerlik en opreg met jou kom praat, nie dinge wegsteek. Die lang gesprekke wat sy baie kon deel. Ek weet sy was iemand wat nie noodwendig weggeskram het van gesels nie. Sy het gehou van gesels. Sy het gehou van stories deel. Sy het geweet hoe om te praat, maar ook hoe om te luister. Sy het liefde na gehad. Ek wil vir ons 'n stukkie lees vandag in 1 Korintiërs 13, 'n gedeelte wat dikwels gebruik word by troues, maar eintlik baie meer waardevol is op 'n dag soos vandag. Ek lees vir ons vanaf vers 1. Nou wys ek julle nog die allerbeste. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, nie grootpraterig nie, en nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Net tot sover. Ek dink altyd aan die liefde wat hier gepraat word oor, is nie noodwendig die romantiese liefde wat ons altyd aan dink nie, dis God se liefde. Iets wat ons dikwels in mekaar kan sien en ook in Elsjet gesien het. Ek hou van hierdie eerste gedeelte wat praat oor al kan ek alles bereik in die wêreld. Lang lewe en paleise gebou het en groot koninkryke gebou het as ek het gedoen het vir myself. As ek selfsugtig was en my eie lewe eerste gestel het en ek het nie liefde gehad nie, dan was dit niks. Jy sien, liefde bou brûe. Dit verbind ons met mense. Liefde is nie ding wat mense van mekaar skei nie, maar om probeer naby aan mekaar bring. Ek dink Elsjet het baie van dit gehad, en jy kon dit sien in die hoeveelheid kinders wat sy altyd wel groot gemaak het, en die hoeveelheid mense in haar lewe. Sy het nie mense noodwendig weggestoot nie. Sy het brûe gebou met die manier hoe sy praat, jou deel maak, koneksies. Dis liefde. Vers 7 is nou 'n interessante ding, hy sê, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Die liefde gee nie op. Nou ek weet, Spyker het 'n moeilike paar maande en eintlik heel wat langer gehad as dit. Sy moes baie verdra en verduur. Maar sy het nie opgegee. Ek dink dit is altyd vir my die waardevolste ding, ten spyte van alles wat sy moes deurgaan, het sy nie die liefde vir haar familie verwaarloos nie. Sy het nie haar geloof in die Here verwaarloos nie. Sy het bly vashou aan die dinge wat saak maak. Ek dink aan haar, dan dink ek aan hierdie prent, hierdie beeld van hierdie groot ou boom wat staan op die heuwel, nee? En hoewel sy jonk was, 47, nee? Sien ek hierdie beeld van haar as die groot ou boom met die sterk wortels, waar die storms het gewaai en gespoel teen haar, maar sy het nie gebreek nie. Want haar wortels was gehuisves in die goed wat saak maak. Liefde vir die Here en liefde vir haar familie en die mense om haar. Die dinge wat haar sterk hou. Want die liefde gee nie op nie. En ek dink dis ook die waardevolle ding wat die Here vir ons herinner vandag is, dat ons en Elsjet nie alleen is. Nooit was nie. Dit is in die saamwees wat ons deur hierdie dinge gaan. En ek dink daarom,
voel ek dis belangrik om vir elkeen van julle, Jana, die familie, vir elkeen wat haar ondersteun in die laaste tyd tog te sê dankie. Dis wat liefde is, om daar te wees vir mekaar te dra. Die teks gaan ook verder in vers 8, wat vir mooi is, en dan sê hy, die liefde vergaan nooit. Het stop nie. Ek onthou ek het so ruk terug oor die boek gelees van 'n man met die naam Viktor Frankl, ek weet nie of julle weet. Hy skryf 'n stuk van waar hy in die Tweede Wêreldoorlog 'n gevangene was. En op 'n dag, toe moes hy in die sneeu nou sit en werk, en hy lyk maar treurig gelyk, hy en die mense om hom. Maar hy sê op 'n stadium kom hy agter, hy's besig om met sy vrou te praat, te gesels, regte lang gesprekke te hê, haar te redeneer, en hy ken haar so goed, hy weet wat sy sou terugsê, en hy weet hoe sy hom sou terg, en hy weet hoe sy sou redeneer met hom, en argumenteer met hom, en hy praat vir ure met sy vrou. Nou hy sê op daai stadium was sy vrou al oorlede, en hy het nie geweet nie. Maar hy sê ook, het sou nie saak gemaak. Want hy gebruik 'n voorbeeld wat in die Ou Testament staan, hy sê, liefde skryf iemand soos 'n seelring op jou hart. Het gaan nooit weg. En dit klink dalk soos 'n vreemde storie, maar daar's 'n bitter belangrike rede hoekom God sê julle moet mekaar lief hê. En dit is nie net soos 'n pa wat vir kinders sê, moet nie beklei nie. Want die liefde bind ons vir ewig. Dit gaan nie verby nie. Ek sit en dink aan hierdie kers wat ons vanoggend het. Ons gaan nou vanoggend ook 'n kers aansteek tydens die formulier. Maar hierdie vlammetjie hoewel hy eventueel gaan uitdoof, sal die vlammetjies wat hy tog aangesteek het, bly brand. Elke een van hulle. Ons glo en ons weet vandag dat die lig wat LZ vandag skyn, nie 'n aardse lig is nie, maar iets soortgelyk aan God se heiligheid. En ek dink dit sal pas by haar. Ek sit en kyk na die foto's, ja, en ek dink, die foto's waar sy by julle is, by die familie, glimlag sy vir my beter as by die res. Ek weet nie of julle dit agtergekom het, maar julle kan regtig gaan kyk. Sy is 'n gelukkige mens, jy kan sien, sy het glimlag, omtrent op al haar foto's, dit is vreugde, maar die foto's waar sy by haar familie is, kan ek dit in haar oë sien. Sy is lief vir julle. Sy was gelukkig by julle. Julle was haar huis. En daar gaan 'n dag kom waar ons dieselfde vuur weer brand en dieselfde lig skyn as LZ, maar vandag die lig wat sy ingeskyn het en die kersies wat sy aangesteek het tussen ons almal bly brand. En die liefde gaan nie dood nie. Ek het 'n troos in 'n teks in 1 Johannes. Ek hoop julle dit lees, 1 Johannes 4. Die Bybel nou verkeerd. Ja, gaat ek al nou gaan kry. Julle gaan dink aan dit, julle gaan nou nie sê die dominee weet nie waar 1 Johannes is nie, nee, hy is net agter, hy het 'n klein boekie hier en ek het nou te veel blaadjies in my Bybel, ek gaan nou sukkel. Ek het nog hier op my foon, kom ek lees hom gou vir julle. 1 Johannes 4 vers 15 en 16. Die bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin, ons glo in God se liefde. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome in ons bereik. Ons het niks om te vrees vir die einde van die dae nie. Want in hierdie wêreld leef ons reeds deur die liefde net soos Jesus geleef het. Die liefde. Ek dink my laaste prentjie, laaste beeld wat ek dink aan LZ, en ek dink dis omdat ons soms voel sy het so jonk gegaan. Ek mens mens kon nog 'n bietjie langer tyd saam met haar hê, bietjie meer oomblikke saam met haar deel. Ek onthou die verhaal van die een vrou. Ons deel ons baie keer 'n bietjie verhale as predikant, en die een vrou wat sy het geweet haar dag kom.
Ook miskien soos al sê, die kanker het gekom en sy het geweet dag per dag kom maar hier raak om. En sy gaan toe na die predikant toe en sy sê, wel, dit is wat ek wil hê met my begrafenis, hierdie is die liedere wat ek wil speel, hierdie is wat ek wil hê. Maar die heel naaste ding, voor hy my begrawe, sit vir my 'n klein fikkie in my hand. Dit was 'n vreemde ding, ek doen die vraag van, maar hoekom? Sê sy maar, haar gunstelinge herinnering in die kerk was altyd dat ons saam geëet het. En natuurlik soos meeste van ons van eet. Maar as hulle nou klaar geëet het, dan sê iemand soms vir haar, wie fikkie, die beste is nog op pad. Daar is nog pudding met kom. En ek dink een van die herinneringe, en een van die goed wat ons vandag moet onthou, is die beste is nog op pad. Ons voel ons wel baie hê, want al sê ek nog bietjie meer tyd, bietjie meer gesprekke. Maar die tyd wat voor lê, is die beste tyd. So ons sê dankie vandag vir die Here, dankie dat ons al ken, dankie dat sy kersie kon aansluit in ons harte. Mag die Here van goed is nie. Mag die Here van sê ons is vir lief. En dat ons alweer sal sien. Mag ons weer om die tafel sit, met die lag en gesels. Mag sy hoor wat al die kinders en moontlik kleinkinders gaan doen. Maar dankie Here dat hierdie kers en die liefde nooit sal uitloop. Kom ons sluit die oë. Here Vader, mag jy ons liefde stuur. Liefde bly vir ewig. Mag jy vandag vir ons dit teruggee van ons af. Ons sê dankie vir wat sy was. Dankie dat jy al vandag skoon maak, Here, van elke ding wat ons toch kon vastbind en seer maak. Dankie dat sy vandag al vlerke kon kry en al nuwe lig kon skyn. Here, maar ons vra nederig vir ons wat agterbly, wat ons wat vandag nog hier is, wat nog nie gegaan het nie. Ons bid, mag jy ons voete sterk maak, mag jy by die familie wees. Mag jy asseblief dra, Here, deur die tyd wat nie maklik is nie. Mag hulle weet dat maar is altyd by hulle. Soos 'n siel wat geskryf op hulle hart, omdat hulle vir haar lief. En dankie Here dat ons weet ons doen hierdie alleen. Jy is altyd daar. In die wonderlike naam. Amen. Geliefdes, daar waar ons sit, wil ek net gou so 'n paar van die briewe lees. Dit is van die mooiste briewe wat uitgekom het. Ek wil begin, julle kan in julle boekies kyk op Anel Pinaar, ons begin by haar. Hierdie is 'n moeilike een. Dit het 'n week gevat, woorde kan nie vir Tannie opsom nie. Niks was ooit te veel gevra nie. As jy iets gekort het, het Tannie dit gehaat of gekry. 'n Siabate gaan vir my altyd van Tannie herinner. En nou kan ek 'n slag die korsie kry, en altyd aan Tannie dink as ek dit eet. As klein dogtertjie het ek met my leë doeksak en titiebottel in die kar geklim na my Tannie Spyker toe. En na al die jare het ek steeds my sak gepak en saamgegaan na my Tannie toe. Al was dit net die plaas toe. Ek pak ons goue herinneringe in 'n boksie, los dit by die lighuis in Arniston en diep in my hart. Ek wens vir net nog een laaste, hallo my plat Anna kind. Nog een laaste game pool of een laat aand van Canasta tot 4 uur in die oggend, tot die hout op is en ons moet gaan sakel koop by die garage. Nog een laaste sit af die bed en 'n shooter strawberry lips. Maar ek laat gaan Tannie met vrede in my hart, daar gaan geen pyn en lyding verder wees nie. Tannie is en speel seker al kaart om die tafel saam met oupa, hoop hy jaag Tannie nie met sy valstande nie. Of geniet 'n koppie tee saam met ouma op die hemelse stoep, waar al die brood vars gebak is en dit net uit korsies bestaan vir julle albei. Ek sal Tannie nooit vergeet nie. Daar is nie 'n kans nie. Dankie vir 25 jaar saam met Tannie. Ek mis Tannie reeds baie, maar Tannie weet dit. Stuur groete en liefde daarboor, tot ons mekaar weer sien by Tannie Spykes. My Tannie Spykes, rus in vrede. Al my liefde en groete van jou plat Anna.
aan die brief van Jana. Jana, ons wil sê, ons is trots op jou. Die Here het een van sy mooiste en sterkste blomme kom pluk. Ai mamma, my hart is so seer en ek verstaan dit nie. Dit voel onwerklik. Dit voel of ek vir jou moet kom kuier in die hospitaal en dat ons lang stories nog kan gesels. Jy was definitief die sterkste vrou wat ek geken het. Jy het van die begin af tot die einde geveg en nooit opgegee nie. Dankie vir alles wat mamma my geleer het van die lewe. Dankie dat mamma altyd daar was deur die hartseer tye en my altyd opgetel het as ek geval het. Maar die Here het jou meer nodig gehad as ons. Jy is verlos van al jou pyn. Ons moet groet tot ons mekaar weer sien, al is ons harte baie seer. Ek is baie lief vir mamma en ek mis mamma klaar so baie. Dankie, Jana. Die laaste brief gaan ons lees vanaf die Jekskei familie. Die familie en vriende daar by die Jekskei het 'n videootjie gemaak en ons nou gedink dit sal goed wees om dit vir julle die toespraak wat hulle daar gegee het oor Alzet sommer vir julle neer te skryf in die boekie ook. Alzet of Spyker, soos wat sy aan ons bekend was 'n ongelooflike besondere mens. Daardie twee hande het vir niks verkeerd gestaan nie, niks was te veel moeite nie. Sy was besig, altyd verander, nooit vir haarself nie. Haar familie, vrou Jan en Jana, was alles vir haar. Haar lewe het om hulle gedraai en solank hulle gelukkig was sy gelukkig. Sy het een dogter gehad, maar 'n magdom kinders. Sy het 'n enige kind onder haar vlerk geneem en Tannie Spyker was dadelik jou tweede ma. En sy het jou lief gehad soos haar eie. So ook enige vriende of familie na aan haar. Haar liefde was in oorvloed. By die Jekskei was die reëlings altyd in plek te danke aan Spyker, die kombuis en die kos altyd beman, die vriendelike gesig agter die toonbank en die stem wat lekker lag en skerts is nou vir altyd stil. En ons voel almal die ongelooflike leemte alreeds. Ons kan dit nog voel met elke Jekskei dag, byeenkoms of funksie. Jy kon haar hand altyd in alles sien. Ons harte is bitter seer, maar ons weet dat jy ons vooruit gegaan het en nou op 'n beter plek is. 'n Plek sonder seer en pyn, en al maak dit so seer, gun almal wat jou lief gehad het, dit vir jou. Jy het so braaf en so dapper beklei teen hierdie kanker. Jy het dit geveg soos 'n champ tot die laaste sekonde toe. Wat 'n voorreg vir almal wat jou geken het en dit memories saam met jou gemaak het, want dit beteken jou lewe was beter. En hoe bevoorreg was jy om haar vriendin of vriendin te kon wees. Spykes, ons gaan jou vir altyd mis. Jou stem is stil, maar jy leef voort vir altyd. Jan, Jana, oom Sarel, Tannie Suzette, Leon Motti en haar liefste familie, ons dink aan julle en dra julle op in gebed. Ons weet dat julle ook saam met haar hierdie stryd beklei het, maar ons hemelse Vader self julle vertroos en dra deur die hartseer tyd. Tot sover. Ek dink dis nogal, almal wat haar geken het, dit sê nogal baie, nee. Dit sê baie van wie sy was. Liefdes, ek wil nou die gedeelte van die erediens doen waar ons die formulier lees. So gewoon die gedeelte wat by die graf sou gebeur het. Maar ek wil vra Jan of Jana, ek dink wie sal Jana vir ons die kersie aansteek. Terwyl ons die formulier lees, wat Jana vir ons asseblief die kersie aansteek as teken van die ewige liefde van God. Ons suster Alzet Wiese is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel vandag, maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn, en tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by, en hy beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie vir onsself sal lewe nie, maar vir hom, wat vir ons gesterf het en opgewek is. Daarom sê ons vandag saam met Paulus,
As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou vandag lewe en of ons sterf, ons behoort vir altyd aan die Here. Aan hom kom die eer toe en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.